Vandag se les gaan ons kyk na gewone breuke. Die vraag is nou, wat is 'n breuk? 'n Breuk is 'n aanduiding van hoe iets verdeel kan word. 'n Breuk is wanneer ons 'n heelgetal deel deur 'n heelgetal. Hierdie heelgetal gedeel deur 'n heelgetal staan ook bekend as rasionale getalle. Rasionale getalle word met die simbool kie aangedui. Dit sluit in dele van 'n geheel, byvoorbeeld die helfte van 'n appel. Dit sluit in dele van 'n versameling, byvoorbeeld 'n derde van die leerders in 'n klas. Dele van 'n hoeveelheid, byvoorbeeld 'n vyfde van die aantal punte. Dit sluit ook in mates of meting, byvoorbeeld lengte of gewig. Breuke word uitgedruk as gewone breuke, wat 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal is. Desimale breuke is wanneer ons 'n komma syfer het, soos 0,75, en ook as persentasies uitgedruk, met ander woorde, jou aantal persent wat jy byvoorbeeld gekry het vir jou toets, met die persentasie teken. As ons byvoorbeeld kyk na 'n voorbeeld, kan ons sê nommer 1 is 'n gewone breuk is 'n half. Ek kan hom ook skryf as 0,5 en in persentasie gewys gaan ek hom skryf as 50%. Al hierdie skryfwyses is gelyk aan mekaar. 'n half is gelyk aan 0,5 en dit is 50% van 'n geheel. Ons het gesê 'n breuk word geskryf as 'n heelgetal gedeel deur 'n heelgetal. Wanneer ons kyk na 'n breuk, dan word die boonste heelgetal altyd die teller genoem. Die teller dui vir ons hoeveel daarvan 'n spesifieke breuk is. Die heelgetal wat onder die lyn staan, word die noemer genoem. Die noemer is die soort. Dit dui vir ons die naam van die breuk aan. Die teller dui dus vir ons aan hoeveel daarvan 'n sekere soort breuk is. As ons byvoorbeeld kyk na 'n 3/4, dan kan ek sê die 3 is die teller en die 4 is die noemer. My breuk se naam is dus kwarte, so ek kan sê ek het 3/4 van iets. Kom ons kyk wat is 'n egte breuk. 'n Egte breuk is 'n breuk soos 2/5. Hier kan jy sien 2 is jou teller en 5 is jou noemer. By 'n egte breuk werk dit altyd so dat die teller kleiner is as die noemer. Jy kan duidelik sien 2 is kleiner as 5, daarom is 2/5 'n egte breuk. As ons gaan kyk na 'n onegte breuk, dan sien ons by die onegte breuk is 8 is my teller en die 3tjie is my noemer. In hierdie geval is dit duidelik dat die teller groter is as die noemer. 'n Onegte breuk kan as 'n gemengde getal geskryf word. Hoe skryf ek 'n gemengde getal van 'n onegte breuk af? Om 8/3 te skryf as 'n gemengde getal, gaan ek vir myself die vraag vra, hoeveel keer gaan 3 in 8 in? 3 gaan in 8 in 2 keer. 2 maal 3 gee vir my 6. As ek hulle 2 aftrek van mekaar af, hou ek nog 'n 2tjie oor. So ek kan hierdie getalletjie van 8/3 kan ek skryf as 2 en 2/3. As ek wil kyk of ek reg gewerk het, kan ek gaan sê ek kan die 2 maal met die 3 en 2 maal 3 is 6. Die volgende stappie wat ek moet doen is om daai 2 by daai 6 by te tel, so ek gaan sê 2 plus 6 is 8. En dan kan ek sien 2 en 2/3 gee vir my 'n finale
onegte breek van 8 op 3. Die derde skryfwyse wat ons kry is die gemengde getal skryfwyse. Nou die gemengde getal eindig altyd as 'n onegte breek. So 'n onegte breek kan as 'n gemengde getal geskryf word en 'n gemengde getal kan as 'n onegte breek geskryf word. 'n Gemengde getal is 'n getalletjie wat lyk soos 3 en 4/5. 'n Gemengde getal bestaan uit 'n heelgetal en 'n breek. Wanneer ons nou 3 en 4/5 weer as 'n onegte breek wil skryf, dan kan ons gaan kyk na die 3 maal met die 5. 3 maal 5 gee vir my 15. As ek nou verder gaan, wil ek gaan kyk hoeveel is 4 plus 15. 4 plus 15 gee vir my 19. So om hierdie getal te skryf as 'n onegte breek, gaan ek hom skryf as 19/5. Onthou, die 5de is die noemer van die breek. So uit jou gemengde getal is die 5de ook die noemer van die breek. So jou noemer bly presies dieselfde. Sy naam gaan nooit verander nie. Ekwivalente breuke is breuke wat dieselfde waarde het, maar in verskillende vorms uitgedruk word. Voorbeelde van ekwivalente breuke is 2/3, 4/6, 8/12 of 16/24. Wat het elke keer gebeur? As ek die noemer maal met 2, dan word die teller ook vermenigvuldig met 2. As ek die noemer maal met 2, dan word die teller ook vermenigvuldig met 2. As ek die noemer maal met 2, dan word die teller ook vermenigvuldig met 2. Kom ons kyk na 'n half, of 2/4, of 3/6, of 4/8. As ons nou gaan kyk na hierdie, kan ons nou duidelik sien, as ons hierso 'n sirkeltjie in die helfte deel, dan maak dit 'n helfte uit. As ek die sirkel in kwarte gaan deel, en ek werk 2/4 uit, dan kan ek sien dis presies dieselfde deeltjie wat ingekleur is van die sirkel. As ek gaan kyk na 3/6, dan het ek die sirkel verdeel in 6 dele. As ek nou 3 van die 6 gaan uitwerk, kan ek sien dit is dieselfde deeltjie wat verdeel is. As ons gaan kyk na 4/8, dan beteken dit, ons het die sirkel in 8stes verdeel, en 4/8 maak presies dieselfde deeltjie van die sirkel uit. Met ander woorde, ons kan sien 'n half, 2/4, 3/6 en 4/8 is almal ekwivalente breuke. Hulle het net verskillende forme, maar hulle is ekwivalent. Ekwivalente breuke help ons om gewone breuke in hulle eenvoudigste vorm te skryf. Wanneer ons ekwivalente breuke herlei na hulle eenvoudigste vorm, deel ons die teller en die noemer deur hulle grootste gemeene faktor of hulle grootste gemeene deler. Byvoorbeeld 12/18 kan ons skryf as 2/3. Kom ons kyk net gou na die grootste gemeene faktor van 12 en 18. Die grootste gemeene faktor van 12 en 18 het ons uit ons vorige ondervinding kan ons weet dat die grootste gemeene faktor van 12 en 18 is 6.
So, ons kyk 12 gedeel deur 6, maar wat ons bo doen, moet ons onder doen. 12 gedeel deur 6 is 2, 18 gedeel deur 6 is 3. So die ekwivalente breek van 12/18 in sy eenvoudigste vorm is dus 2/3. As ons 20/24 wil skryf as in sy eenvoudigste vorm, gaan ons kyk na wat is die grootste gemeene faktor van 20 en 24. 20 kan ons skryf as 2 maal 2 maal 5, 24 kan ons skryf as 2 maal 2 maal 6, so ons grootste gemeene faktor is die 2 maal met die 2, soos wat ons uit ons vorige lessies geleer het. 2 maal 2 is 4. Wanneer ons hom nou wil skryf in sy eenvoudigste vorm, gaan ons hierdie 20 deel deur 4, maar wat ons bo doen, moet ons onder doen. So as ek hierdie gaan skryf in sy eenvoudigste vorm, het ek 20 gedeel deur 4 is 5 en 24 gedeel deur 4 is 6. As ons kyk na die breek 25 gedeel deur 45, dan gaan kyk ons na die grootste gemeene faktor van 25 en 45. 25 is 5 maal 5, 45 as ek hom ontbind is 3 maal 3 maal 5. Ek sien dus my grootste gemeene faktor is 5. Wat ek nou gaan doen is om die boonste enetjie te deel deur 5, maar wat ek bo doen, moet ek onder doen. So as ek 25 gedeel deur 5 kry ek 5, as ek 45 gedeel deur 5 dan kry ek 9. So die ekwivalente eenvoudigste breek van 25 op 45 is 5 op 9. Nog 'n voorbeeldjie is die voorbeeldjie 9 op 18. As ons 9 op 18 wil vereenvoudig, gaan ons kyk wat is die grootste gemeene faktor van 9 en 18. Wanneer ons kyk na die grootste gemeene faktor van 9 en 18, het ek bepaal dat die grootste gemeene faktor gelyk is aan 9. So om die vereenvoudigste breek uit te werk, gaan ek die teller deel deur 9, maar wat ek met die teller doen, moet ek met die noemer doen. So 9 gedeel deur 9 is 1 en 18 gedeel deur 9 is 2. Die ekwivalente breek van 9/18 is dus 'n half. Kom ons kyk na moontlike vrae wat gevra kan word. Moontlike tipe vrae wat gevra kan word is byvoorbeeld: bepaal die waarde van x in die volgende. Kom ons kyk na die volgende. 3/8 is gelyk aan x op 16. As ons gaan kyk na hierdie vraagie en ons moet die waarde van x bepaal, gaan ons kyk wat het ons met die 8 gedoen om by 16 uit te kom. Ons het die 8 vermenigvuldig met 2. Dit beteken ons moet dan die 3 ook vermenigvuldig met 2 om by x uit te kom, want wat ons met die noemer doen, moet ons met die teller doen. Die reeltjie is altyd wat ons bo doen, moet ons onder doen, of wat ons onder doen, moet ons bo doen. Ons kan dus sê dat x moet gelyk wees aan 3 maal 2 en 3 maal 2 is 6. Ons wil nou wel die waarde weer hiervan x bepaal. Jy kan op 2 maniere na hom kyk. Jy kan sê, wat het ek met 30 gedoen? Ek het 30 gedeel deur 2. As jy sê jy 30 gedeel deur 2, dan beteken dit jy moet die 12 ook gaan deel deur 2, want onthou wat jy met die boonste een doen, moet jy met die onderste enetjie doen, en wat jy met die onderste een doen, moet jy met die boonste een doen.
Ek kan dus nou weer sê, x gaan gelyk wees aan 12 gedeel deur 2, so x is gelyk aan 6. Wanneer ons kyk na hierdie voorbeeldjie, gaan ons sien, die vraag is weer eens, wat moet ons doen om by x se antwoord te bereken? As ons weer gaan kyk na hierdie enetjie, gaan ons sien, ons gaan die boonste een maal met min 2, om by die 2 uit te kom. Die reël is, wat ek bo doen, moet ek onder doen, so ek moet die onderste enetjie ook maal met min 2, om by x se antwoord uit te kom. So, as ek gaan kyk na my boonste een, het ek met min 2 vermenigvuldig, so ek kan sê, x moet gelyk wees aan 2 maal met min 2, en dit gee dan vir my, x is 'n antwoord van minus 4. Hierdie een lyk nou 'n bietjie anders. Ons het minus 8 op 12 is gelyk aan minus 20 op x. Wat baie belangrik is om eers hierdie minus 8 op 12 in sy eenvoudigste vorm te skryf. Uit vorige kennis uit gaan jy hom skryf in sy eenvoudigste vorm, met ander woorde, jy gaan hom deel deur sy grootste gemeene faktor. Die grootste gemeene faktor is 4. So jy gaan hierdie enetjie eers deel deur 4, maar wat jy bo doen, moet jy mos nou onder doen, so ek gaan my eenvoudigste vorm kry as minus 2 op 3, want minus 8 gedeel deur 4 gee vir my minus 2, en 12 gedeel deur 4 gee vir my 3. Nou kan ek hierdie minus 2 op 3 vergelyk met hierdie minus 20 op x, want onthou, alles is ekwivalente breuke. As ons nou weer gaan kyk, wat het ons met die minus 2 gedoen om by die minus 20 uit te kom, het ons gemaal met 10. As ons bo maal met 10, dan moet ons onder ook maal met 10. So as ons nou kyk na ons ekwivalente breek, dan gaan ek kan sê dat 3 maal met 10 is gelyk aan x. So ek kan daarom sê dat x gelyk is aan 30. Die laaste voorbeeldjie waarna ons gaan kyk is byvoorbeeld 15 is gelyk aan x op minus 2. Onthou nou, as ek kyk na 'n getalletjie soos 15, as ek hom as 'n breek wil skryf, kan ek sê dit is 15 op 1 is gelyk aan x op minus 2. Nou kom die vraag weer by my op, wat het ek met die 1 gemaak om by minus 2 uit te kom? Ek het hom gemaal met minus 2, wat ek bo die lyn doen, onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen, so dan moet ek bo maal met minus 2, en as ek dan gaan uitwerk, dan het ek 15 maal met minus 2 is my x, so ek sien x is minus 30. Om breuke te vergelyk. Om breuke te vergelyk is dit baie belangrik om te onthou dat hulle uitgedruk moet word met dieselfde noemers. Ons kan nie breuke vergelyk wanneer hulle name nie dieselfde is nie, so hulle moet dieselfde noemers hê. Die soort vrae wat hulle hier sal vra is byvoorbeeld, watter breuk is die grootste, 13/17 of 16/17? Jou antwoord hier gaan wees 16/17. Jy kan sien jou noemer is dieselfde en 16 is groter as 13. As ons na die vraag kyk, watter breuk is die grootste, 5/8 of 7/10, is dit baie belangrik. Ons het mos nou gesê, ons moet eers die breuke se noemers dieselfde maak, voordat ons hulle kan vergelyk. Om die breuke se noemers dieselfde te maak,
moet ek met ander woorde die KGV van 8 en 10 kry. Om die KGV van 8 en 10 te kry, het ek hulle ontbind in priemfaktore en dan het ek gekyk na al die verskillende faktore en my kleinste gemeene veelvoud van 8 en 10 is 40. As ek nou gaan kyk na 5/8, wat moet ek met 8 doen om by 40 uit te kom? Ek moet hom maal met 5. As ek hom vermenigvuldig, kom ek by, met 5 vermenigvuldig, dan kom ek by 40 uit. Maar soos ons nou reeds 'n paar keer gesê het, as jy die noemer maal met 5, dan moet jy die teller maal met 5, en as ek die teller vermenigvuldig met 5, dan kom ek by 25 40stes uit. As ek nou kyk na 7/10, dan sien ek moet 10 maal met 4 om by 40 uit te kom. Maar soos ek nou reeds gesê het, ek moet weer dan die teller ook maal met 4 en 7 maal met 4 gee vir my 'n antwoord van 28. So ek kan sien 5/8 is 25 40stes en 7/10 is 28 40stes. As ons nou gaan kyk na 25 op 40 en 28 op 40, dan kan ek sien my noemers is presies dieselfde. 28 is meer as 25, so 28 op 40 is groter as 25 op 40. 28 is dus 7/10, met ander woorde 7 op 10 is my grootste breek. Om hulle te rangskik van klein na groot, gaan ek eers die KGV kry van die noemers. My KGV van 12, 24, 8 en 2. As ek gaan kyk na my KGV van 12, 24, 8 en 2, dan gaan ek kry my KGV is 24. Nou moet ek die 5/12 gaan skryf as 24stes. Om van die 12 af by die 24 uit te kom, moet ek 12 maal met 2, omdat ek die noemer maal met 2, moet ek die teller maal met 2, en dit gee vir my 10 24stes. As ek gaan kyk na 11 24stes, dan bly hy 11 24stes, want sy KGV is reeds wat dit moet wees. As ek nou gaan kyk na 3/8, 3/8, wat moet ek met 8 doen om by 24 uit te kom? Ek moet met 8 met 3 vermenigvuldig om by 24 uit te kom. As ek die noemer maal met 3, dan moet ek die teller maal met 3 om te weet hoeveel 24stes is die ekwivalente breek, en dit sien ek is 9 24stes. Laaste enetjie wat ek het is 'n half. Wat moet ek met die 2 doen om by 24 uit te kom? Ek moet hom maal met 12. As ek hom gemaal het met 12, dan kry ek 24. As ek nou weer kyk, wat het ek met die noemer gedoen? Dit is dieselfde wat ek met die teller moet doen, so ek moet sê 1 maal met 12 is 12. Met ander woorde, ek het 'n ekwivalente breek van 12 24stes. Nou is almal van hulle se noemers dieselfde, en nou kan ek dieselfde noemers met mekaar vergelyk om te weet hoe ek hulle van klein na groot kan rangskik. Die kleinste enetjie gaan nou wees 9 op 24, en dit is met ander woorde 3/8. So as ek hom rangskik volgens die 24stes van klein na groot, is dit 9 en
9 op 24stes, 10 op 24stes, 11 24stes en dan 12 24stes. Vir my finale antwoord skryf ek hulle dan nou weer in hulle ekwivalente eenvoudigste vorm soos wat die vraag gevra het. So dit is dan 3/8stes, 5/12stes, 11 24stes en 'n half. Die baie belangrike ding wat ek nou moet doen is om die KGV van die noemers te kry. As ek gaan kyk na die KGV van die noemers, dan moet ek die KGV bepaal van 6, 2, 15, 12, 5 en 3. Die KGV van 6, 2, 15, 12, 5 en 3 is 60. As ek nou elkeen van hierdie gaan vat en ek gaan skryf hom as 60stes, dan moet ek gaan sê ek maal die 6 met 10. Maar onthou baie mooi wat ek bo die lyn doen, onder die lyn doen, moet ek bo die lyn doen. So ek kry daai is minus 10 op 60. Elkeen van hierdie breuke gaan jy dus skryf in sy ekwivalente vorm en jy gaan dan eers hulle met mekaar vergelyk. Onthou, elke keer wat jy met die teller doen, moet jy met die noemer doen. En elke keer wat jy met die noemer doen, moet jy met die teller doen. Ek het die 15 gemaal met 4, nou moet ek die 8 ook maal met 4, want as ek die noemer maal met 4, moet ek die teller maal met 4, en ek kry 'n antwoord van minus 32 op 60. By minus 7/12 moet ek 12 maal met 5, wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen. As ek die teller gemaal het met 5, kry ek minus 35. Ek het die 5 gemaal met 12. As ek die 5 gemaal het met 12, dan moet ek die 3 maal met 12 en 3 maal met 12 gee vir my 36. Minus 2/3 om dit by 60stes uit te bring, moet ek die noemer vermenigvuldig met 20. As ek die noemer vermenigvuldig het met 20, kry ek is antwoord van 60. Maar onthou wat ek met die noemer doen, moet ek met die teller doen. So as ek die teller nou weer vermenigvuldig met 20, dan kry ek minus 40. Nou is dit vir my moontlik om hierdie van groot na klein te rangskik. As ons nou kyk na die grootste ene, dan gaan 36 op 60stes my grootste enetjie wees. My volgende een gaan wees 30 op 60, want dit is nou kleiner as 36 60stes. My volgende ene gaan wees minus 10 op 60, want minus 10 is weer groter as minus 32 op 60, en dit is weer groter as minus 35 op 60, en dit is weer groter as minus 40 op 60. As ek hulle nou weer gaan skryf in hulle eenvoudigste vorm, dan gaan ek hulle rangskik as 3/5, en die volgende enetjie is dan 'n half, en die volgende een is minus 'n 6ste, die volgende een is minus 8 op 15, die volgende een is minus 7 op 12, en die laaste enetjie is minus 2 op 3.
Nou het ek hierdie breuke van groot na klein gerangskik. Ons gaan nie hier noodwendig die KGV gebruik nie, want as ons met die KGV werk, kan ons sien dat 3/8 die ekwivalent is van 9/24 en 5/12 is die ekwivalent van 10/24. Maar tussen 9/24 en 10/24 is daar nie 'n breuk wat daarin kan pas nie. Ons gaan dus nou na 'n volgende plannetjie moet maak om nog 'n volgende ekwivalente breuk te kry. As ek nou gaan kyk na 24 maal met 2, dan kry ek dit gee vir my 48. So as ons hierdie breuke nou weer kan kan skryf as ekwivalente breuke deur nou te maal met 2, die noemer te maal met 2 en die teller te maal met 2, dan gaan ons sien dat hierdie breuk vir ons nou 'n antwoord gee van 18/48. Net so as ons nou kyk na 10/24 en ek gaan maal die 24 weer met 2 om by 48 uit te kom en ek maal die 10 met 2, dan gaan ek sien ek kry 'n ekwivalente breuk van 20/48. Nou kan ek mooi sien dat tussen 18/48 is 20 en 20/48 kry ek 'n breuk van 19/48. So as ek 'n breuk moet invoeg tussen 3/8 en 5/12, dan is die breuk wat ek tussenin invoeg is 19/48. Baie belangrik om te onthou. Ekwivalente breuke het dieselfde waarde maar 'n ander vorm. En jy kry ekwivalente breuke deur die teller en die noemer met dieselfde getal te maal. Sjoe, vandag was nou sommer 'n lang dag, lang les. Ek hoop julle leer lekker.